onfeilbare woord van die Here oop. Dit by Matteus hoofstuk 7. Matteus hoofstuk 7, ons vind hier so 'n gedeelte tot by vers 12, waar daar nog sekere voorskrifte gemaak word, sekere dinge wat aan hierdie groepie mense wat daar by mekaar was, dan ook voorgehou is. En terwyl hierdie dinge aan hulle voorgehou is, het die Here Jesus baie dinge vir hulle kom leer. Maar binne in dit wat hy dan ook vir hulle kom leer het, was daar sekere dinge wat hy dan vanaf vers 13 vir hulle kom sê het, maar hierdie dinge is nou hoe julle dit in die praktyk moet gaan toepas. Gaan ons vanoggend bietjie by die praktyk dan ook kom van dit wat die Here vir hulle ook gesê het. Die wat honger en dors na geregtigheid, die sal versadig word. Ons weet wat is die saligsprekinge. En nou kom hy en hy sê, maar help nie julle weet al hierdie dinge, maar julle doen nie. En ons gaan dit lees ook vanoggend. So, kom ons lees saam. Ons lees daar in Matteus hoofstuk 7. Ons gaan vanaf vers 13 dan ook vir ons saam lees. Tot en met vers 12 is dan die teorie, wil ek amper sê. Maar vanaf vers 13 vind ons nou hoe dit in die praktyk dan toegepas moet word. Nou kom hy en hy gee vir hulle hierdie opdrag en hy begin by vers 13. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal hulle dan aan hulle vrugte ken. Verskoon, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragte gedoen nie? Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan die mans versoek om saam met my te staan in gebed, as ons dan die troonkamer van die Here ook nader. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê dat U self vir ons in die woord kom openbaar. Hierdie woord is die geopenbaarde woord, is die lig van God. En Here, deur U lig sien ons die lig. Deur hierdie openbaring van die lig uit U woord, verlig U ons harte en wys U vir ons die weg wat ons moet wandel. Dankie vir die kosbare woord van die begin tot aan die einde, dat U self daarin vir ons kom openbaar, vir ons kom wys wie U is, en wat is U plan. Here, dankie vir die saligheidsplan, wat vir ons van Genesis af, regdeur tot Openbaring, uitgebeeld word. Dankie vir Jesus Christus,
in wie dit ook dan kom realiseer het, waarin hier die verlossingsplan ook sy volle ontwikkeling dan ook gekry het, waar soos Paulus dit ook stel in 1 Korintiërs 15, dat in die eerste plek, dat ek dit aan julle oorgelewer het, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir julle sondes gesterf het, soos wat die skrifte sê, dat hy dood was, dat hy uit die graf uit opgestaan het, soos die skrifte sê, dat hy opgevaar het na die hemel, soos die skrifte sê. En Here, dat ons u skrif het, waarin hierdie geopenbaarde dinge vir ons is. En soos daar in Deuteronomium 29 ook vir ons gesê word, dat die geopenbaarde dinge is vir die mens, maar dit wat vir ons geslote is vir God. En Here, dankie vir die geopenbaarde dinge, dat ons daarin kan lees, dat ons ontdekkings kan maak, en dat ons daardeur gevoed en versadig kan word as gemeente. Here, terwyl dit ook 'n tyd van vakansie is vir sommige mense, ons weet daar is mense wat op die paaie is, ander wat sal beweeg na paasterreine en paaskonferensieterreine toe, dat u daar kennerlik teenwoordig sal wees. Here, ook vir ons wat agterbly, kom ontmoet met ons in hierdie tyd, terwyl ons dan ook die dood, maar ook die opstanding van die Here Jesus Christus sal herdenk, verheerlik u self deur u woord. Ook vanoggend, kom seën dit in ons harte, en Here, mag u dit self kom bevestig. Ons bid dit om Jesus naam ontwil. Amen. Ons teks van oordenking vind ons dan in die 13de vers met hierdie woorde: gaan in deur die nou poort. En wil ek met u juis praat vanoggend oor die breë en die smal weg. Die breë en die smal weg. Nou ja, toe ons terug beweeg het van vakansie af, het ek van die persone met wie ek al te doen gekry het, gesê dit was een van my moeilikste ritte wat ek al onderneem het. Ek was al baie op die paaie gewees en so beweeg ons daagliks maar op die paaie. Maar hierdie was een van die moeilikste ritte gewees, want omdat daar so lang stroke is, waar die trokke voor jou is, en dan is hier die trokke baie keer, dat hulle sommer so naby aan mekaar beweeg, en jy kan nie verbygaan nie. Jy moet wag vir lang ooptes, voordat jy regtig kan verbygaan. En dit het gemaak dat ons omtrent 'n uur en 'n half langer op die pad gery het, as wat ons oorspronklik sou gery het, van ons oorspronklike bestemming af, van waar ons weggetrek het, tot by die huis. En weet jy, ek dink aan hierdie gedeelte, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort, en wyd is die pad, wat na die verderf lei, en daar is baie op hierdie pad. Terwyl die woord van die Here baie duidelik is, en as hy kom en hy sê vir ons, maar hierdie smal weg in vers 14, want die poort is nou en die pad is smal, wat na die lewe lei, dan laat ek my dink aan dit wat die Here vir ons ook kom sê, en wat Paulus bevestig, as hy sê, die wat godsvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Dit is nie 'n maklike pad om te vat nie. Hierdie enkel paadjie, hierdie smal paadjie, hierdie ene wat baie keer voel het, nou wanneer 'n ou ongered is, dan frustreer dit jou, nê. Maar wanneer 'n ou gered word, dan kom verander die Here ou se hart. En moet jy begin om te weet, binne in dit alles het die Here 'n doel en 'n plan. Hy wil my dalk geduld leer, want die woord van die Here sê in Petrus, dat hierdie geduld moet tot volle verwerkliking kom, lydsaamheid, om te ly met die lang y, nie kort y nie, die lang y. Hierdie lydsaamheid moet tot volle ontwikkeling kom in my lewe. En daarom moet ons ook weet, dat hierdie pad, die smal weg, is nie 'n maklike pad om te vat nie. Dit is 'n moeilike pad, dit is 'n eensame pad. Maar die breë pad laat my dink aan daardie gedeeltes wat ons kon gevat het. Nou, net so end voor Bloemfontein, dan begin dit 'n dimmelpad word, nê. En dan is daar so verligting. Nou kan ons gemaklik ry.
ry jy daar so in Johannesburg se paaie, is daar 4 na 5 bane, om net gemaklik te kan ry, dat die verkeer kan vloei. En so is daar baie op hierdie paaie, waar daar baie bane is. Die woord van die Here is duidelik. As die woord van die Here sê, en daar is baie wat daarop is. En wil ek vir u sê, liewe toehoorder, dat ons onsself moet gaan ondersoek in die lig van die skrif. Op watter weg is u en ek vanoggend? Is ons op die breë weg of op die smal weg? Want ons kan net op een van hierdie twee weë wees. As vers 12 afsluit met die teorie, as hy sê alles wat julle wil dan hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle ook aan hulle doen. Kom hy en hy sê vir hulle, hierdie is die teorie. Al hierdie dinge wat ek vooraf julle gegee het, is die teorie. Maar kom ons pas dit toe in die praktyk. Waar moet dit alles begin? En die woord van die Here sê vir ons in Matteus 6 vers 33, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Dis die heel belangrikste, waar moet alles begin? Wanneer ons 'n rit gaan onderneem, is daar beplanning en al daardie dinge. Maar ek moet fisies in die kar klim, ek moet die kar aansluit, ek moet in daardie voertuig van my, moet ek draai in die rigting waarin ek wil beweeg. En so is elkeen van ons vanoggend in een of ander voertuig op pad ergens heen. Of is daar die lewe, of is daar die dood. Die woord van die Here is duidelik. Ander skrifgedeeltes wat sinoniem met hierdie skrif dan ook is Deuteronomium 30 vers 19. God stel voor ons lewe en dood, seën en vloek. Kies die lewe. God wil nie hê dat ons op verkeerde weg moet wees nie. Sy begeerte, sy verlange vir u en vir my, is dat ons op die regte weg moet wandel. Psalm 1 vers 6, die Here ken die pad van die regverdiges, maar die pad van die goddelose sal vergaan. Spreuke 14 vers 12, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Ek praat gisteraand met my oom, en jy het miskien al daardie 2 weë plakkaat gesien. Die een met die smal paadjie wat na die hemel toe lei, en dan die ander ene wat 'n breë pad is. En op daardie breë pad in die ou ene, die ene wat heel eerste gemaak is, was daar 'n trein gewees waarop hierdie mense is. En so is hulle besig om na die verderf toe te gaan, op pad na verdoewenis, en op daardie kaart is dit duidelik, dat aan die einde daarvan is daar vuurvlamme waarin baie mense afstort, soos die woord van die Here dit sê. En liewe toehoorder, as die woord van die Here dit vanoggend vir ons sê, kan ons nie dit net een kant toe skuif en dit verwerp nie. Is dit nodig dat ons onsself moet ondersoek op watter weg is u en ek vanoggend? Want as hy praat hier van 'n poort, dan is dit gewoonlik dat daar 'n poort is waar daar 'n massiewe stadsmuur is, en niemand kan oor daardie stadsmuur kom nie. Jy moet deur daardie poort moet jy inbeweeg. En hy sê die poort na die ewige veiligheid en beskerming is deur die Here Jesus Christus, Johannes 10, wat vir ons sê ek is die deur, en dat ons deur hom moet ingaan. Hy is daardie ene waardeur daardie skaap dan ook moet ingaan om dan ook veiligheid en sekuriteit dan ook daarvan binne te kan geniet. Jesus openbaar homself as die deur. En dat ons deur daardie deur moet ingaan vir redding en vir veiligheid. Mense kon slegs deur daardie poorte inkom na daardie stadsmuur om dan daardie veiligheid te vind, om daardie gemeenskap te kan geniet, om daardie oorvloed te kan geniet.
Want daardie stadsmuur bied veiligheid en beskerming. Buitekant is daar rowers, soos die woord van die Here dan ook vir ons sê, maar pas op vir die valse profete, wat in skaapsklere na julle kom, en van binne roofsugtig is. Buitekant is daar baie wolwe, maar binne in hierdie stadsmuur is daar beskerming vir u en vir my. En die Here Jesus Christus is die enigste een wat daardie beskerming kan bied. Buite daardie poorte, buite die Here Jesus Christus, is ek in doodsgevaar. Daardie gemeenskap, want daardie pad wat 'n kind van die Here moet stap, is nie 'n maklike pad nie. Die woord van die Here sê, dis 'n eensame pad. En op hierdie paadjies buitekant is daar baie gevare. En om te weet, hier binne in hierdie stadsmure, is daar 'n klomp mense, wonderlike gemeenskap wat ek daar kan geniet. En die Here Jesus Christus bied vir my daardie gemeenskap. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Maar dit bied ook daar aan die binnekant oorvloed. Daar op daardie pad, daardie eensame ou pad, daardie ene wat vol dorings en distels is, raak daardie brood droog. Maar binne in die stad is daar vars vrugte en vars groente. Ek kan my versadig met dit wat binnekant gebied word. En dis wat die Here Jesus Christus vir ons beloof, wanneer ons inkom in hierdie stadsmure en deur die poort beweeg, dat ons die veiligheid, gemeenskap en oorvloed in hom dan ook kan geniet. Iemand het gesê dat daar 'n kerk in Palestina is, waar die deur so laag is dat mense moet buk om in te gaan. Dit was verhoed dat die middeleeuse rowers hulle perde in hierdie kerkgebou sal inry en dan die dienste ontwrig. Is dit nie hoekom die Here ook sê, ons moet deur die poort gaan nie? Haar die ontwrigting in my geestelike lewe is en ek beroof word van die dinge van die Here nie. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind, die breë en die smal weg. Hier is nie net 'n poort nie, maar hier is ook 'n weg. Die poort moet ons deur beweeg, en aan die ander kant van daardie poort is daar 'n weg. Aan die een kant, daardie weg wat oop is, hy's breed. Aan die ander kant, die smal weg, wat nadat ek deur die poort gegaan het, ek op hierdie smal weg my voete sal vind. En daarom, in hierdie evangelie boodskap vanoggend, is dit nodig dat ek my hart sal ondersoek. Op watter weg is ek vanoggend? Of op die breë weg, of op die smal weg. Hoe lyk die breë weg? Hierdie breë weg word vir ons gedefinieer in die woord van die Here, en dit kom van 'n Griekse woord, goros, en dit dui op dit wat ruim is, dit wat breed is, dit wat wyd is, en dit wat ruimte het. In die Septuaginta word dit gebruik om dan ook vryheid en voorspoed aan te dui. En is dit nie soos die psalmdigter sê, as ek na die goddelose kyk, dan lyk dit of hy geen sorge het nie. Dit lyk asof hy 'n breë weg het wat hy op wandel, en dat alles met hom goed gaan. Dat ek as kind van die Here voel of ek 'n las het, dit vir my swaar is, en dit nie vir my maklik is om op hierdie weg te wandel nie. In die konteks van hierdie woord dan, kom leer die Here vir ons, daardie breë weg is daardie groot massa gevalle van rebelse mense wat nie God wil dien nie. Hulle verwerp God, hulle ignoreer hom. Ja, is nie net noodwendig dat hulle dit by die mond bely en dit doen nie,
maar wanneer ek nie meer die Here dien met oorgawe nie, wanneer ek nie die Here dien, wanneer dit my die geleentheid om aandoen nie, wanneer ek daardie geleentheid het om stilte te hou, om wanneer daardie geleentheid doen, my kerkbyeenkomste, watter wyse dit ook al moet wees, wanneer ek dit nie meer doen met oorgawe nie, dan moet ek weet daar's fout in my hart, dan moet ek myself ondersoek. Wanneer ek die wêreldse plesiere aanhang, wanneer ek die dinge van hierdie wêreld soek, ja, jy kry daardie mense self wat op kerkbanke sit, maar dis per geleentheid. Hulle doen dit net uit pligsbesef uit. Hulle doen dit met om hulle eie gewetes te sis en te sê, ek was in die kerk gewees. Ons sien en ons hoor dit baie kere. Ons ervaar dit daagliks, wanneer ons met mense praat, en jy vra oor hulle kosbare siel. Ek het my kerk. Ek het nog nooit gevra oor sy kerk nie. Ek het gevra, hoe gaan dit met jou siel? Sien, mense is so vasgevang in sekere tradisies en dinge, dat hulle die koninkryk van God kan mis. Omdat hulle hierdie hele aspek nie verstaan nie. Hulle verstaan nie dat hulle van die breë weg af 'n besluit moet neem om na hierdie smal weg toe te kom nie. En hierdie breë weg, sê die woord van die Here, daar is baie wat op hierdie weg is. Dit is 'n plek wat versterk word deur mense. En wat ek daardeur bedoel is, dat hierdie weg word deur mense aangewakker. Deur mense aangeblaas, deur mense gedoen. Dit is dinge wat kunsmatig probeer lewe wek in mense se lewens. Kan ek jou 'n voorbeeld gee? Daar by Sun City is daar mos lekker golwe, né? En daai golwe by Sun City, jy het dit miskien al gesien per geleentheid, is mensgemaakte goed wat kunsmatig aan die gang gehou moet word. En dit is my verantwoordelikheid as predikant om dit te waarsku, dat daar baie kerke vandag is, wat mensgemaakte golwe het. Daardie golwe het energie, daardie golwe beweeg, maar is nie deur God gemaak nie. Ons wat by die see was, daar's nie iets wat daardie golwe kunsmatig maak nie. God het daardie golwe gemaak. En hy het vir daai golwe gesê, hier is die strand en dis jou grens, jy sal nie verder as dit gaan nie. Dis nie kunsmatig nie. Dag na dag, nag na nag, dan breek daardie golwe op daardie strand. Liewe toehoorder, soos daar baie mense en baie kerkgenootskappe wat kunsmatig die kerk aan die gang probeer hou. Hulle probeer dit te doen deur musiek. Hulle probeer dit te doen deur te sê, as ek nie dit of dat het nie, dan het ek nie die gees van God in my nie. Dis nie wat die woord van God vir my leer nie. Kunsmatige dinge wat aan die gang is. Nou waarsku die woord van die Here, pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle toe kom en van binne roossigtige wolwe is. Hulle probeer geestelike geboortes te naap. Jesaja die profeet het uitgeroep, ons almal het gedwaal soos skape. Ons elke ene is skuldig daaraan dat ons op hierdie breë weg gebore is, sê die woord van die Here. Die psalmdigter verklaar dit in Psalm 51 vers 7. Kyk, in sonde het my moeder my ontvang en in sonde is ek gebore. Ongeregtigheid het my moeder my ontvang en in sonde is ek gebore. Niemand kan hulle self verontskuldig van die woord van God nie. Hoor mooi, ek het niks nodig om te doen
om by hierdie wye pad in te gaan nie. Ek betree hierdie pad van my geboorte af. Dit is vir my 'n boulevard. Nou wat is 'n boulevard? 'n Boulevard word so gedefinieer. Dit is 'n breë, dikwels boomryke stadspad of laan, gewoonlik met verskeie bane wat ontwerp is om aantreklik en ruim te wees. Is dit nie wat baie dinge daar in die wêreld vir ons bied nie? Dit maak hierdie weg vir ons so oop, dat dit aanloklik is, dat die wêreld deur dit genooi word, dat die wêreld hierdie dinge soek, dat baie van die mense verlei word vandag, om te dink dit is die egte. Kan ek 'n voorbeeld vir u gee? Dink baie van u het miskien Facebook of van die videoklips wat jy al kon gesien het. En het jy al gesien dat daar van daardie videoklips deur AI gemaak word? Dit lyk so eg. Maar wanneer jy bietjie dieper na die prentjie kyk, hier val 'n krat van die skip af. En jy kan sien hierdie krat is ontsettend swaar. Hy het van die skip afgeval, maar daardie traliewerk van daardie skip het niks oorgekom nie. Is deur AI gemaak. En baie mense dink, maar daar's baie van die goeders wat eg is. En daarom het die woord van die Here ons waarsku, pas op vir hierdie valse profete in skaapsklere. Waardeur gaan die anti-kris die mense verlei? Dis 'n boulevard, breë pad. En hy bied aantreklike ruimte vir die mense wat daarop is. Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en die dood tot almal deurgedring het, omdat ons almal gesondig het. Sodra ons gebore is, bevind ons op hierdie breë pad. Ons instinkte, as ons daarna maar net kyk, as ons natuur as babietjie, wanneer ons nie ons sin kry nie. Hier's nou 'n paar mense wat ons weet, wat klein kindertjies die laaste tyd, kleinkinders gekry het. Oupa, ouma, as daai kind nie sy of haar sin kry nie, wat doen hulle? Hulle begin te skrou. Nee, hulle het bottel gehad. Die doek is geruil. Hulle is gebad. Maar wat gebeur as hulle nie hulle sin kry nie? Hulle begin te skree. Dis die natuur wat in hom ingebore is, die sondige natuur, wat uitgehaal moet word, waarvan ek gered moet word, waarvan die Here vir my moet kom red. Op hierdie breë pad kom die mense, hulle versterk hierdie situasie van my. Daar's geen strewe nodig om in te gaan en voort te gaan nie, want ek is al reeds op daardie pad. Ek het nie eers nodig om af te draai nie. Hierdie ou wêreld bied dit alles vir my, maar een ding sê die woord van die Here baie duidelik. Dis 'n pad wat na die vernietiging lei. Die goddelike wet word verruil om hulle eie begeertes te regeer. Daar's 'n onbeteelde volk waarvan die Here moet sê, julle hardnekkige mense. Mense wat nie wil wegdraai van hulle verkeerde dinge af nie. 'n pad van selfbevrediging. Hoor mooi. As gevolg van die gevalle vlees wil hulle op hierdie pad wees en die dinge van hierdie wêreld doen. Hulle eie begeertes, hulle eie verlange, hulle eie moet bevredig en dat dit versadig moet word deur die dinge van hierdie wêreld. Maar op die ou einde van die woord sê die woord van die Here vir ons, dis vernietigend. Dis vernietigend. Is 'n plek en 'n weg wat voorsiening maak vir vleeslike begeertes en aspirasie van hierdie gevalle vlees. Sê die woord van die Here dit nie? Liefhebbers van genot eerder as liefhebbers van God. Sien ons dit nie in ons tyd nie? Mense het die weg van God verruil vir liefhebbers van genot. Maar dis 'n weg van vernietiging.
Die einde daarvan is weë van die dood. Spreuke 14 vers 12, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. 'n Woord van vernietiging. Ek is verlore, ek is op pad hel toe, op hierdie weg gebore. Ek het redding deur God nodig. Ek het nodig dat hy my die ewige lewe moet gee. Die enigste hoe ek van hierdie weg van vernietiging af kan wegbeweeg, is om deur die noupoort in te gaan. 'n Definitiewe, bewustelike keuse wat gemaak moet word deur elke individu. Daarom is daar 'n smal weg. Hierdie smal weg, sê die woord van die Here, het 'n nou poort en 'n nou pad. En die mens wat op hierdie weg is, kan hom nie daarvan afskei nie. Hy kan nie daarvan wegbeweeg nie. Ek moet besluit of ek op hierdie nou weg wil wandel. Hierdie woord weg wat hier vertaal word in Grieks, is die woord hados, wat letterlik 'n natuurlike pad of 'n gereisde pad aandui. 'n Pad wat uitgetrap word, waarin daar 'n enkel spoorpaadjie is, waarop ek moet wandel. En dan, die woord smal kom ook van 'n Griekse woord, tilibo, wat beteken om te druk, of te druk soos 'n werker in 'n wingerd. Nou wat daar gebeur is, binne in hierdie wingerd, is daar nie plek vir 'n klomp mense om daardie trosse af te pluk nie. Is slegs een in 'n ry wat daarin kan beweeg, om daardie tros te gaan afpluk. Want anderste, as daar 'n bondel is in daardie lei, dan gaan dit beteken dat daardie druiwe vertrap gaan word. Daarom is 'n weg wat enkel is, wat smal is, wat nie maklik is om te wandel nie. Dis die gedagte wat die woord van die Here vir ons hier na vore bring. Dit is daardie smal pad wat die Christen moet loop, en wat ek moet besluit of wil ek hierdie pad loop. En wanneer ek hierdie pad wil loop, dan beteken dit dat ek alles moet agterlaat. Dit wat vir myself dan ook bevredigend is. Dit wat die wêreld vir my bied. Dit wat die Satan vir my bied. Dit wat sonde is, moet agtergelaat word. Is dit nie wat die woord van die Here sê? En hoekom daar so min op hierdie smal weg is nie? Hoor die standaard van die woord van God. Lukas 14 vers 26. As iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader, en sy moeder, en sy vrou, en kinders, en broers, en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Hoor jy wat die woord sê? As iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader, en sy moeder, sy kinders. Wat beteken die woord dan? Kan tog nie beteken dat ek iemand moet haat nie, né? Want die woord van die Here sê ons moet mekaar lief hê. So dit moet iets anders beteken. Wat beteken hierdie? Dat ek God heel eerste in my lewe sal stel. Hoor wat beteken dit? As my vrou vanoggend besluit, sy wil nie kerk toe kom nie. En ek vir haar sê, maar ek het God meer lief as vir jou. Ek gaan kerk toe. My vrou nie vanoggend lus is om te bid en haar Bybel te lees nie, gaan ek vir haar sê, weet jy wat, Lovie? Ek gaan tyd maak met die Here. Ek het my God meer lief as vir jou. Ek stel hom eerste in my lewe. Kinders vroeg in die oggend op is, ek dink maar aan jare terug, wanneer jy met verlof is, dan wil jy mos nou 'n bietjie rus, né? Maar is mos gewoonlik, jy sukkel om die kinders uit die bed uit te kry, skoolkwartale, maar wanneer dit by vakansie kom,
dan is hulle heel eers uit die bed uit en pa en ma moet saam see toe gaan. Nee, weet julle wat? Papa het nog nie stilte tyd gehou nie. Mamma het nog nie stilte tyd gehou nie. God is heel eers in my lewe. As ons hier klaar is, kan ons see toe gaan. Verstaan u die beginsel wat God sê, as ek 'n vader en moeder en kinders nie haat nie, kan hulle nie die Here Jesus Christus volg nie. Is hy heel eerste in u lewe vanoggend? As my vrou siek is daar by die huis, dan is daar baie keer die verskoning, en verskoon dit, julle is die eerste gemeente waar dit gebeur het. Dan bly die man ook by die huis, as die vrou siek is. Of as die vrou siek is, dan bly die man ook by die huis. As die kind siek is, dan bly die kind en die ouers by die huis. En ek sê, ek het God heel eerste in my lewe gestel. Ek wil vra, is ons regtig eerlik met God? Hoekom is daar so min vandag op die smaalweg? Is dit nie omdat die prys wat God vra ons moet loop, dat hierdie prys vir baie te hoog geraak op hierdie pad nie? As hy dan verder gaan, hy sê, Markus 8 vers 34, en toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hulle vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon. Hierdie eie begeertes, hierdie eie verlange, hierdie eie om dit te bevredig en te versadig, moet verloon word. Moet een kant toe geskuif word. God moet eerste wees in my lewe. Kan ek vir u vra, is God vanoggend heel eerste in u lewe? Ag, ek wil, en neem dit asseblief reg op vanoggend, ek wil net nog so 'n bietjie insluimer, en ek laat my stilte tyd na, want wanneer ek opstaan, is ek so gejaag, ek moet nou by die werk uitkom, maar ek sê, God is heel eerste in my lewe, en ek het nie tyd eers om, in die oggend bietjie vroeër op te staan vir hom nie. Is God regtig heel eerste in u lewe? Ek moet myself verloon. Dan kom daar nog iets. Ek moet my kruis opneem. Dis 'n las. As ek hierdie kruis moet dra, moet ek bereid wees om die las van die kruis te neem. Hierdie self moet dood. Hy moet afgesterwe word. Ek kan nie my persoonlikheid doodmaak nie, maar ek kan my begeertes doodmaak. Verstaan hierdie beginsel? Ek kan nie dit wat God gemaak het, kan ek nie doodmaak nie. Ek kan nie Chris doodmaak nie, maar ek kan Chris se begeertes doodmaak. Verstaan hierdie beginsel? As God vir my sê, hy moet heel eerste in my lewe wees. Is dit nie dalk hoekom daar so min op die weg is nie, maar is 'n oop weg. Is 'n oop weg. Daardie skaapspoort, het u gaan lees in Nehemia? By al die ander poorte was daar sluitbalke in gewees. Het hulle sluitbalke ingesit, maar die poort, die skaapspoort, het nie 'n sluitbalk ingehaat nie. Hoekom? Hy was oop. Is 'n oop weg, is 'n oop uitnodiging. As God die mens nooi om in te kom, dan nooi hulle enige tyd, nie net sekere tyd nie. Openbaring 3 vers 8 sê, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie. Jesus is die weg, hy's 'n oop deur, en hy's nog vandag oop. Daar was 'n tyd gewees, toe daar in Noag se tyd die mense genooi was. Die skares was genooi. Noag word genoem die prediker van geregtigheid. Hy het sy hart uitgestort, sodat mense moet inkom. En wie het geluister? Net sy vrou, net sy 3 seuns, en net sy 3 skoondogters. Uit al die mense wat daar was op die aarde. Die weg is smal. Die poort is nou.
En julle moet daardeur ingaan, sê die woord van die Here, maar is 'n oop poort vir elke verlore siel. So nooi hy vir ons om deur hierdie poort dan ook in te gaan. Maar nou kom sê die woord van die Here, daar is min wat dit vind. Het u al daardie poort gevind? Was u al desperaat genoeg om te soek na daardie poort? Om te gaan klop by die Here en te sê, Here, ek is verlore. Ek het redding nodig. Kom red my kosbare siel. Die Here wil dit kom doen. Maar ek moet bereid wees om dan ook hierdie ou pad agter te laat. Is dit nie interessant dat die woord van die Here praat van die kameel, dat dit skaars by die poort sal kan inkom nie? Nou die wat in Israel was, sal verstaan wat hy daardeur bedoel, die oog van die naald. Daardie poort, as hy daar in daardie hek is, het hy groot hekke gehad, kon hulle deur die dag in en uit gegaan het, en die nag was dit toegemaak. En dan was daar net 'n klein deurtjie, waar iemand, as hy daar kom klop, kon hy deur daardie deurtjie ingekom het. Jesus sê, ek is daardie deur. As jy desperaat genoeg is, jy besef dat jy verlore is, jy besef jy is op hierdie breë weg gebore, en jy het redding nodig, is hy daar om vir jou te kom red. Hierdie weg van sonde, die breë weg, is 'n vernietigende weg, is 'n wye pad, is 'n maklike pad om op te loop, is op die ou einde van die dag 'n vernietigende pad, wat ons na die hel toe lei en ewige skeiding van God sal veroorsaak. Ja, hy verteenwoordig hierdie wêreldse lewe, hy verteenwoordig sonde, hy verteenwoordig hierdie selfbeheptheid. Maar dit is 'n pad wat verlaat moet word. Hoekom? Omdat daar 'n nou weg is, 'n klein hekkie, 'n moeilike pad wat vir my voorlê. En daar is min mense wat daarop is. As die woord van God sê daar is min mense wat daarop is, kan ek 'n stryd teen die woord van God? Dit vereis geloof van my, dit vereis gehoorsaamheid, dit vereis opoffering om op daardie smal weg te wees, om in gehoorsaamheid, wanneer die Here my roep na hierdie smal weg toe, om daarop te reageer en te sê, Here, ek wil deur hierdie nou poort ingaan. En dit lei tot die ewige lewe. Die breë weg spreek van die vlees. Hierdie breë weg het geen opoffering of selfverloning nie. Die woord van die Here sê in Johannes 3 vers 19, dat mense die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle dade was boos. Dit was 'n valse godsdiens wat deur hierdie wêreldse filosofie bevorder is. As die woord van die Here sê, jy kan deur goeie werke, as mense sê, jy kan deur goeie werke, jy kan deur godsdienstige tradisie, en net jy moet net opreg wees, dan kan jy daar ingaan, sê die woord van die Here. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God nie. Wat sê hy? Maar hulle wat die wil doen van my Vader. Wat is die wil van die Vader? Om 'n kosbare siel uit genade te red, en dis waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het. 1 Korintiërs 15 vers 3. Ek het aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Christus vir die sondes aan die kruis gesterf het volgens die skrifte. Vrydagoggend praat ek daaroor. Die meerderheid is op hierdie weg. Die woord van die Here sê in Lukas 13 vers 23 en 24 baie duidelik, daar is min wat dit vind. Hoekom? Te min mense soek daarna. Maar dan is daar 'n nou weg, 'n moeilike weg,
reguit weg. Daar's nie plek vir kromdraadjies en afdraaipaadjies nie. Wat vereis hierdie weg van my? Vereis berou oor my sonde. Dat daar by 'n plek gekom word waar ek my sonde sal bely, dat ek berou daaroor sal hê, waar ek my ten volle aan Christus sal onderwerp. Daar's 'n sekere plek waar hulle kamele deur laat gaan het, maar dit was so gewees dat 'n kameel skaars daardeur kon gegaan het. So, wanneer hulle die kameel daarin wou lei, moes hulle hom gesloop het van alles wat op hom was, sodat hulle hom deur kon lei. Dis wat die Here met my en jou wil kom doen. Hy wil ons kom sloop van hierdie ou wêreld. Hy wil ons kom sloop van die sonde, hierdie dinge wat tot vernietiging lei. En hy wil vir my die ewige lewe kom gee. Hierdie oorvloedige lewe, hierdie versadigende lewe, daardie lewe waar ek vars uit die bron kan kom put. Dis wat hy vir my wil kom bied. 'n weg waarin vervolging sal wees. Hoekom? Ek sal deur die wêreld gehaat word. Die wêreld hou nie van die kinders van die Here nie. As julle van die wêreld was, sou die wêreld se eie lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, en ek julle uit die wêreld gekies het, daarom haat die wêreld julle. Dis nie 'n maklike pad nie. Ek sluit af. Daar is min wat die koste bereken. Daar's 'n lied wat geskryf word, wasted years, oh how foolish, how I wandered in darkness and fear. Turn around, the Lord is calling, He's calling you from a life of wasted years. Roep die Here nie vandag 'n siel wat sê, ek het my lewe opgemors, maar die Here roep my na die nou poort. Ek het 'n begeerte daarna om deur daardie nou poort in te gaan en hierdie weg saam met Jesus te wandel. My juk is sag, my las is lig. Ek dra nie alleen die las nie. Terwyl as ek op die breë weg is, moet ek self besluite neem, self die las te dra, maar saam Jesus help hy my. Waar staan u vanoggend? Watter weg is u besig om te beweeg? Het die Here al u stuur van u voertuig kom oorneem en u op die nou weg geplaas? Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord, dankie vir die weg. Dankie dat die woord duidelik is en klink helder na ons toe kom. Here, ek glo dat selfs 'n kind hierdie boodskap sal kan verstaan en ook die oudste persoon wat hier is. En dit is net deur die Gees waarin die oor mense oortuig nie. Ek het afgelewer wat u op my hart gedruk het. En sal u dan ook die naprediker van u woord wees. Ek bid dit om Jesus Christus naam ontwil. Amen.